Jy's ingeskakel op Groot Plaas. Our guest with us this morning, Larry Morris, is an area business manager for Western Cape Husqvarna. Larry, welcome back to the show. Thanks, Dupi. Pleasure's all mine. So, Larry, maybe you can explain what role does robotics play in the modern home and in gardens? Robotic takes away the repetitive work from the homeowner, freeing him up, and he can focus on other more important things. Once the installation is done, which is quite simple, the unit will just run independently. It saves you time, and with that also your lawn is consistently maintained. One of the big questions, obviously, how user-friendly are these robotic solutions for the average homeowner? It's designed to be intuitive. It's quite simple to set up. Nowadays with technology, we've got all these apps, and you can also just YouTube these installations. It's quite simple. Once it's done, the machine will just run on its own. So, Larry, what is the long-term benefits of using robotic equipment at home? Homeowners save time and reduce physical effort, and over time, the lawn is kept well maintained. There's also a reduction in maintenance costs on these machines because the running operating cost is quite low on the machines. So, Larry, you mentioned operating costs. What will be the operating costs on a mower like this? If you look at normal machines like your petrol machines, which we're all accustomed to, you've got your petrol filter, oil filter, you've got your plugs, all those kind of things that don't need to be replaced on your battery unit. The only thing that you need to replace is is your daily maintenance. I had a client walk in yesterday and he told me he's had an Automower for 10 years, and I was quite impressed with that. 10 years, he told me he's only basically replaced a set of blades every year. So for me, that's a huge saving if you look at long-term benefit. So, Larry, when it comes to the upkeep of a product like this, what are the things that I need to change out, the parts that I need to change out, and how long is the battery life on these things? Look, we've had battery around for a while. I refer back to your garage motors. We all have garage motors. All the fortunate guys have garage motors at home. And these units last about anything from about 3 to 5 years. So if you look at the unit, the only maintenance or spend that you'll have would be your battery and your blades. So, yeah. So is this battery also part of the Husqvarna environment where I can interchange this battery with other Husqvarna products? No, the battery is totally independent. Battery works only on the Automower, so that doesn't work. It's a totally different technology or concept. So Larry, tell us a little bit more about your favorite Husqvarna robotic product and why is it your favorite? For me, the little guy in front of me, I'll say little guy with all due respect, but this packs a punch. So this unit for me takes away time. I can sit and then do various other things. On a Saturday, rugby game on, I can tell the wife, listen, I'm going to be cutting the grass, and then I'm actually sitting having a beer at home. And that's what I love about it. So Larry, if anyone's interested in spending more time at home over the weekends and still getting the lawn mowed, how do they get in contact with you guys? We're all tech savvy, we all have cell phones. Google Husqvarna, nearest dealer, and it will guide you to the nearest dealer. We've got about 150 dealerships around the country, and I'm certain that someone will make contact with you. Larry, thank you so much for chatting to us. That's Larry Morris, Area Business Manager for Western Cape Husqvarna. Ons is terug op Groot Plaas, net hierna. Is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend is Stompie Olivier, hy's 'n beesboer by Hotspot Cattle. Stompie, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre Doopie, dankie. Hoorie, so kom ons begin gou met die heel eerste vraag. Ek neem aan jy's nie Stompie gedoop nie, nê? Nee, ek is eintlik Nicolas, maar ek is maar Stompie vandat ek kan Vandat jy 'n klein Stompie was. Ja. Hoorie, so ons praat 'n bietjie oor suksesvolle boerderystrategieë vandag en wanneer dit kom by jou seleksie op die diere, is dit belangriker om te kyk na die syfers of voel jy instink speel 'n groter rol? Dis Doopie, nee, ek kyk glad nie na syfers nie. Ek glo altyd syfers is 'n ding wat volg as jy die regte tipe bees het en so ja, ek gaan 100%
op instink en op die oog en wat vir my mooi is. So jy het op 'n baie jong ouderdom begin met die beesboerdery. Onder andere het jy ook toe jy 11 was besluit om 'n stoet te registreer. Nou wat 'n 11-jarige jong man besluit dit is nou tyd om 'n stoet te registreer? Is seker een wat regtig van beeste hou en 'n passie het vir die goeters. Ons het toe ons klein was het ons oupa vir ons elkeen al die neefies en niggies 'n vers gegee en ja, toe ek 11 was, toe besluit ek nee, ek wil graag stoet en veredelde beeste hê eerder as sommer net kommersiële vleisbeeste. So vertel ons 'n bietjie van daai eerste vers en hoe dit jou as 'n kleuter gekry het om half 'n teeler te wil word. Ja, ek het toe ek 11 was, toe verkoop ek al my vleisbeeste wat ek het. Toe sê ek nee, ons het daai tyd Holsteins gehad, beeste gemelk. Sê ek wil graag mooies en goeies hê. En toe het ek ek het 'n vers gekoop en nog 'n vers en ja, toe die ding ook maar swaalf gesnowball en ja, die passie op daai tyd was seker die passie wat nou nog in 'n ou brand. Nou vertel ons gou 'n bietjie ek weet laas jaar jy het 'n bil daar by jou genaamd Mufasa. Vertel ons 'n bietjie meer van Mufasa en hoe hy oor R1 miljoen gekos het op haar laaste veiling. Ja, Mufasa is 'n bil wat hy was van kalfietyd af was dit 'n regtig mooi uitstaande bil gewees. En ek het hom op 'n vroeë ouderdom al begin gebruik. So hy was 'n beproefde bil, was 'n verskriklike mooi bil, amper 'n foutlose bil, regtig 'n bitter mooi bil gewees. En ja, sy genetika is ook goed, so ek dink as al daai goedjies bymekaar kom dan is dit iets wat meer as een mens wil hê wat maak dat hulle goeie geld gaan. So jy het nou so gepraat van die genetika. Hoe groot rol speel daai in wat jy het vir jou toekomsplanne en al 'n nuwe genetika inbring? Ja, genetika is eintlik alles in beesboerdery. Ek dink hoe beter daai is, hoe beter is dit wat is jou output wat jy kry uit die hele ding uit. So ja, ek dink ek kan nie genoeg sê hoe belangrik genetika is in beesboerdery as 'n geheel nie. So dis regtig iets wat almal moet streef om beter te kry en meer effektief te kry, want ek vind die grond en veld is net soveel en ons gaan moet meer produseer op dit wat ons het en die enigste manier om dit regtig goed reg te kry is met goeie genetika. So julle het natuurlik 'n baie suksesvolle beesboerdery, maar is daar 'n sekere formule wat julle gebruik om op stadiums nuwe genetika in te bring om seker te maak dat dit bly van topgehalte? Ja, suksesvol is seker 'n destination wat ou nooit by sal uitkom nie. Ja. Ek glo nie ons is al daar nie. Maar ja, van tyd tot tyd soos wat ons genetika nodig het, sal ons inkoop of wat ek baie doen, wat ek van hou, wat ek regtig glo is lynteeling. So ons sal nooit net nuwe genetika aanbring net om nuwe genetika in te bring. Ja, as dit in ons teelprogram inpas, dan sal ons dit doen, maar ek glo vas in lynteeling en dat dit regtig 'n manier is om regtig goeie genetika vas te lê en dit te kry om te kan herhaal in die nageslag. So ons gebruik baie lynteeling. So nuwe genetika is nie noodwendig altyd 'n moet nie. Maar 'n mens moet dit definitief ook in jou program inbring. So jy het ook in 2006 besluit om by die Boran embryos in te kom en hoekom was daai besluit wat jy gemaak het? Man, oorspronklik was dit 'n besluit van dit was 'n klomp lekker mense in die Boran ras, 'n klomp dinamiese mense en dit was die tipe mense met wie ek myself graag wou omring het. En ja, toe ek het 'n paar rand los gehad en nie baie nie. En toe het ek die embryootjies gekoop en my pa het my gehelp en ons het hulle oorgeplaas in ontvangers, embryodraers en ja, toe ek met my Boranstoet begin. Die eerste kalfies is in 2007 gebore. Maar behalwe nou vir die lekker mense wat jy nou so in die Borans ontmoet het, is daar 'n rede of is daar iets wat jou oortuig het om te kyk na hierdie spesifieke rasbeeste? Dit was genuine die eerste oortuiging is die lekker mense, mense. maar die
die bees homself is regtig 'n funksionele doeltreffende bees. Ek glo regtig die boran het 'n massiewe rol te speel in vleisbeesproduksie in Suid-Afrika, in die hele vleisbeesketting. Dis regtig beeste wat van veld af kan vleis produseer. So sal jy sê hulle is net baie beter aangepas vir Suid-Afrikaanse klimaat en alles wat ons hier deurgaan, ons winters, partykeer droë seisoene ensovoorts. Hulle is definitief vir Afrika aangepas. Die boran is al 1200, 1300 jaar oud. Hulle kom oorspronklik van Kenia af en so hulle is aangepas vir Afrika omstandighede. So hulle as dit bietjie begin swaar gaan en moeilik gaan en droog raak en goeters, dan die borane hou regtig goed hulle kondisie en hulle reproduseer nog steeds as dit 'n bietjie moeiliker gaan. So nee, die boran is regtig 'n aangepaste bees wat kan vleis produseer uit moeilike omstandighede uit. So Stompie, as ons nou praat oor vrugbaarheid, hoekom is dit so 'n belangrike eienskap vir jou spesifiek in jou kudde ook? Ek dink dit moet die nommer 1 drywer wees in enige vleisbeeskudde. Ek meen 'n koei wat nie vir jou elke jaar 'n kalf gee nie, gaan nie vir jou op die plaas hou langtermyn nie. So hulle moet reproduseer, hulle moet elke jaar 'n kalf gee. Ek dink dis beesboerdery 101. So julle ouens wat nou so in die vleisproduksie is ook, ons weet ons het 'n groot probleem met die back and close seer. Hoe het julle spesifiek geraak of daarom nog nie? Dit het ons geraak. Ons hou jaarliks ons produksieveiling en laas jaar kon ons nie hou nie. Ons was Kon die diere skuif nie. Ons was onder kwarantyne gewees, daar was 'n buurman wat back and claw gehad het. So dit het ons in daai manier affekteer. So maar ja, gelukkig die ding is daarom nou is so stil dood gesterf daar in ons omgewing. Ons is geënt. So dit lyk tog of die enting program begin hardloop en so ek glo daar's definitief lig in die tonnel. So wanneer ons nou praat oor daai beeste van julle spesifiek, wat onderskei die top 2% koeie wat gekies word dan vir embryo produksie van die res van die koeie? Ja, ek dink toe daai artikel geskryf was dit 2%. Ek dink die embryo produksiekoste het so opgegaan, is eintlik nou al minder. Maar dis regtig die top genetika beeste wat uit top koei families uitkom wat regtig vir jou so consistent produseer, dat dit regtig jy moeite werd is om meer as een kalf van daai spesifieke diere op die grond te kry in 'n jaar. So dis regtig die room van die room is die beeste wat ons met die embryo's mee werk. Stompie, dan waarom word die meeste bulkalwers uiteindelik uitgeskot of uitgehaal? Doopie, dis ook weer daai ding van genetika. Ou moet jou heel beste goed verkoop aan ander teelers om weer laat hulle weer na jou toe kan terugkom. So dit is regtig net die heel bestes wat dit maak tot teeldiere. So vir ons jonger kykers wat nou kyk vanoggend na die program en ook dalk in die beesboerdery wil inkom as 'n man wat ook 'n jong lad gehad het, 'n passie vir beesboerdery. Wat 'n tipe advies sal jy vir die jonger kykers gee wat in die beesboerdery wil inkom? Ja, begin net. Ek dink vandag as jy van buite af na boerdery kyk, als dit so duur geraak in boerdery, maar om net iewers net te begin en om jou te omring met mense wat lekker is en wat 'n passie het vir dit wat hulle doen en wat regtig verstaan wat hulle doen. Daar's van die heel beste boere in die wêreld is in Suid-Afrika. En ek dink ou kan van daai baie leer by die plaaslike manne. Baie leer en al daai inligting kan ou by hulle tap en hulle wil deel. Stompie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis ons gas op 'n Groot Plaas, Stompie Olivier. Hy's 'n beesboer by Hotspot Cattle om te gesels oor hulle boerdery strategie daarso. Dis al wat vir ons tyd het op Groot Plaas. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kyk ons weer môreoggend.